So vinnige terugblits, laas week, vir die wat dit al gemis het, het ons 'n paar waarhede geleer oor hoe ons as kinders van die Here moet maak, hoe ons teenoor mekaar moet leef, hoe ons Jesus Christus moet gebruik as ons voorbeeld, dat die evangelie mense moet verenig en hoe Christene eintlik geroep is tot sending en diens. Nou Romeine 16 gaan bietjie verder kyk na dit ook vandag. Ons het ook gesien dat ons lewe nie meer vir mekaar nie, vir onsself nie, ons lewe vir mekaar se laste dra. En as ons moedeloos en soms sonder hoop voel, moet ons onthou dat ons dien die God van hoop. Nou, om Romeine mooi by mekaar te bring in Romeine 16, sal julle nou vind, die eerste gedeelte van Romeine 16 groet Paulus baie mense, so hy baie name wat hy aanhaal, en ek gaan so lank vir julle vra om asseblief geduldig met my te wees, want hierdie is nie Afrikaanse name nie, hierdie is Griekse name wat vir Afrikaans is. Hoekom hulle nie net die mense normale Afrikaanse name kon gee, soos Stoffel en Pieter en Johan, verstaan ek nie. So ek mag dalk miskien een of twee van hulle verkeerd uitspreek. Die fout wat ons wel maak is, ons kom so op die einde van Romeine, by Romeine 16, dan lees ons al hierdie name en ons sal neig om eintlik so half sommer oor dit te gaan, want ek meen, hier groet hy net 'n klomp mense, wat se waarhede kan ons uit dit uit leer? Nou ek wou eintlik dieselfde doen, aangesien van hierdie name nogal vrek moeilik is om uit te spreek. Maar julle gaan vandag sien dat net deur hierdie eerste gedeelte in Romeine 16 is daar tog vir ons iets om te leer, en ek gaan dit vir ons nou 'n bietjie uitwys. Nou, wat vir my mooi is van hoe Paulus hierdie brief afsluit met die Romeine, dit gee vir ons 'n bietjie, ek wil amper sê, kyk hier na hoe die hart van die kerk gewerk het daai tyd, hoe die mense by mekaar gekom het as kerke wat so ver uitverdeeld was, en hoe hulle mekaar eintlik opgedra het, wat kosbaar was. Nou, agter elke naam hierso sal julle sien, is daar soms 'n verhaal. Daar is 'n storie om te vertel, daar is diensbaarheid, daar is bereidwilligheid, daar's mense wat hulle hand opgesteek en gesê het, Here gebruik my, ek sal doen wat U wil hê ek moet doen. Nou, wat vir my kosbaar is van Romeine, en ons het dit van die begin af gesê, is hierdie is Paulus se grootste teologiese brief gewees. Die heel eerste keer toe ons aan Romeine begin kyk het ek gesê, daarso was priesters, katholieke priesters, wat tot bekering gekom het, na hulle deur die boek Romeine gewerk het, en nou gaan ons kyk hoe sluit Paulus hierdie groot teologiese brief van hom af. So vir die van julle wat wil, julle kan vir my gaan na Romeine 16 vers 1 tot 16 toe so lank. En soos ek vir julle vra, as ek dalk 'n naam verkeerd uitspreek, vergewe my asseblief. So hierso sê dit vir ons, ek beveel by julle aan ons suster Phoebe, wat 'n dienares is van die gemeente van Kenkrea, dat julle haar ontvang in die Here, soos dit die heiliges betaam, en haar bystaan in elke saak waarin sy julle nodig mag hê. Want sy was vir baie 'n beskermster en ook vir my. Groet Priscilla en Aquila, my medewerkers in Christus Jesus, wat vir my hulle lewe gewaag het. Nie ek alleen dank hulle nie, maar ook al die gemeentes van die heidene. Groet ook die gemeente by hulle aan huis. Groet Epiphanitus, my geliefde, wat die eersteling van Achaia was, is vir Christus. Groet Maria, wat baie vir ons gearbei het. Groet Adronicus en Junias. Nou hierso is 'n bietjie 'n tweespalt gewees, of dit nou 'n man en 'n vrou was, maar hulle reken meer hedendaagse gloog is, dit is 'n man en 'n vrou wat hy groet. My stamgenote en my medegevangenes, wat in aansien is onder die apostels en reeds voor my in Christus gewees het. Groet Amplias, my geliefde in die Here. Groet Urbanus, ons medewerker in Christus, en Stachys, my geliefde. Groet Apelles, die beproefde in Christus. Groet hulle wat van die huis van Aristobulus is. Groet Herodion, my stamgenoot. Groet hulle wat van die huis van Narcissus is, die wat in die Here is. Groet Tryphena en Tryphosa, vroue wat in die Here arbei. Groet Persis, die geliefde vrou, wat baie in die Here gearbei het. Groet Rufus, die uitverkorene in die Here, en sy moeder en myne. Groet Asyncritus, Phlegon, Hermas, Patrobas, Hermes, en die broeders wat saam met hulle is. Groet Philologus en Julia en Nereus, en sy suster en Olympas, en al die heiliges wat saam met hulle is.
groet mekaar met 'n heilige kus, die gemeentes van Christus groet julle. Nou kyk, dit was omtrent 'n mondvol, dis hoe ek sê, ek kon nou net geskryf het, Pieter, ja, dankie. Ek waardeer klap hande, ek het dit reg gekry. Nou die mooi ding hierso as ons gaan kyk, hoe Paulus almal groet is, dis mense wat betrokke was in sy bediening. Hierdie is mense wat vir hom iets beteken het, en hy wil so graag tog net vir hulle ook sê, baie dankie. Ons sal soms vir die Here werk en versuim, om die mense raak te sien wat deel was van ons bediening, deel was van ons staptog, en Paulus hierso, ek wil eintlik vir julle wys, dat ek het nie gekom tot waar gekom het op my eie nie. Maar ek het mense gehad wat die pad saam met my gestap het, en ek wil graag vir hulle dankie sê, ek wil eer aan hulle ook betoon vir die werk wat hulle gedoen het, en die bydrae wat hulle gehad het in sy bediening. Want julle moet weet, in die vroeë Christenkerk was dit nie soos ons gewees nie. Hulle het ondersteuning nodig gehad om te kan reis. Hulle het nie soos ons gevestigde kerke gehad nie. Hy het uitgegaan en die evangelie gaan verkondig, en hy het mense nodig gehad om hom te ondersteun, wat hom nie noodwendig eers goed geken het nie. So hierso groet hy almal, maar wat vir my so kosbaar is, julle sal sien by amper elke naam, het Paulus iets wat hy uitwys van die persoon, iets wat hy sal pertinent sal sê, wat vir hom gepas het by die persoon, die geliefde persoon, die een wat my gehelp het. Nou, die eerste ding is, as ons gaan kyk na Phoebe, sy was waarskynlik die een wat die brief vir die mense in Rome gevat het. Julle sal sien in Korintië verwys hy ook byvoorbeeld na haar. Nou, Paulus vra hierso vir hulle, sal julle asseblief mooi na haar kyk, want sy het eintlik mooi na my gekyk. Sorg vir Phoebe, want hulle verstaan dat sy het hom eintlik finansiëel gehelp, en sy was een van die mees gasvrye vrouens in Paulus se bediening gewees. Nou Prisca en Aquila sal julle ook sien word in Korintiërs ook genoem, onder andere mense wat hulle lewe gewaag het vir Paulus om in die bediening te wees. Kosbare mense wat bereid was om te sterf. En dan sal julle nou sien, dit blyk hier so uit die huisgemeente en die huis van Prisca en Aquila, so hulle het hulle huis oopgestel. Julle sal ook vind, hulle het Apollos gehelp in Korintiërs waar Paulus skryf, hulle het hom gehelp en hom gehelp onderrig. So hulle was ook 'n groot gedeelte van Paulus se bediening gewees. Maar dan wys hy verskeie vroue hierso uit. Hy het byvoorbeeld vir Maria, wat hy sê, baie dankie vir julle harde werk. Dankie vir dit wat julle partymal agter die skerms doen. Nou as ons mooi gaan lees hierso, hierdie was nie herders gewees nie, hulle was nie predikante nie, hulle was mense in die agtergrond. En Paulus besef, maar weet jy, hulle wat in die agtergrond is eintlik net so nodig gewees vir my bediening. Hulle was net so nodig gewees vir my om uit te gaan, so al word hulle nie raak gesien nie, wil ek vir hulle dankie sê. En dan het ons nou vir Adronicus en sy vrou hierso, wat hy ook sê, baie dankie. Dit word verstaan dat hulle het saam as bedieningsspan gewerk, baie soos Prisca en Aquila. Man en vrou wat saam uitgegaan het en die Here gaan dien het. Maar julle gaan ook vind dat meeste van die mense wat hy hierso groet, veral tussen vers 8 tot 10, so name sien ons nêrens weer in die Nuwe Testament. So hierdie is baie mense wat hom gehelp het tot daai spesifieke bediening in daai tydperk wat hy hierdie brief aan die Romeinse kerk geskryf het. En dan sal julle weer sien waar hy partymal verwys na die huisgesinne, soos van Narcissus, sou dit baie keer gewees het waar hy verwys na die slawe wat in hierdie mense se huise gewerk het. So weer eens nie gesiene mense nie. Mense wat in die agtergrond gewerk het, maar hy besef, hulle was nodig gewees. Hulle het ook 'n doel gehad, hulle het ook 'n doel gedien. En dan oor die algemeen sê hy baie dankie vir almal en hy sluit hom vir my so mooi in die eerste gedeelte af waar hy sê Christene het mekaar met 'n heilige kus gegroet. En dit was 'n teken gewees van opregte liefde. Dit was nie daai Judas soen gewees van ek soen jou op die wang, maar ek steek die mes in jou rug nie. 'n Christen het mekaar 'n heilige kus gegee om te sê ek sien jou as 'n broer, ek sien jou as 'n suster. En ons het eintlik 'n baie diep verhouding. Want ons verhouding is nie net gegrond in wat ons mekaar ken nie, maar is gegrond in Jesus Christus. Dis gegrond in God se liefde. Nou soos ek gesê het, al is hierdie net 'n lys van name en ons baie keer oor dit sal skiet en ek weet ons doen dit veral in die Ou Testament as hulle die stamlyste so uitlê dan ja, wag, waar stop die name, dan gaan ons aan. Maar hierdie wys eintlik vir ons dat elke persoon in sy bediening was van waardevol gewees, soos wat elke persoon in ons lewens eintlik vir ons waardevol is. Die Here stuur mense oor ons pad vir 'n rede. Daar's mense in my bediening vir 'n rede en weet julle wat is vir my die mooi ding? Dat iemand soos Phoebe word uitgelig vir 'n simpel ding dat sy 'n brief vat. Nou kan julle vir julleself dink, sy dra een van die grootste teologiese waarhede, een van die grootste briewe in die Nuwe Testament.
is hierdie vrou se plig gewees. So meeste van ons sal na dit kyk en dink, maar dis 'n brief wat sy gegee het. Maar as ons in die groter prentjie kyk, dan besef ons hoe belangrik was dit eintlik gewees vir haar om hierdie brief af te lewer. Sy was nie 'n groot predikant nie. Sy het nie uitgestaan nie, maar nog steeds was haar rol van kardinale belang gewees. Die probleem is, ons wil vir die Here werk, maar dan wil ons op 'n merkwaardige manier werk. Here, ek wil raak gesien word, ek wil skare sê, almal moet weet van my. En dan sê die Here vir jou, nee, weet jy, soms gaan jy goeders doen agter die skerms wat niemand eers gaan van weet nie. Maar dit gaan 'n baie groter impak hê op ander mense se lewens as wat jy ooit sal besef. As jy nou moet dink, Phoebe wat sê, Here, asseblief laat ek vir die werk. Julle sien in die Ou Testament is daai gedeelte, Here, wie sal ek stuur? Here, stuur my. Okay, maar ek gaan vir jou 'n brief gee wat jy moet vat. Nee, dis eintlik wat ek wil doen nie. Ek wil nie 'n brief vat nie. Ek meen, Here, gebruik my. Maar ek gaan jou gebruik op 'n klein simpel manier, maar die impak wat jy gaan maak, gaan massief wees. Jy gaan daai brief wat jy aflewer in die Romeine gaan maak dat Katolieke priesters eendag tot inkeer en bekering kom. Dis nie 'n merkwaardige taak gewees nie, dit was nie 'n groot taak gewees nie. Dit was nie vir skares nie, dit was nie dat almal haar raak gesien het nie. Maar tog het dit so groot impak gehad in die Christelike lewe van soveel mense vandag. Die fout wat ons maak. Ons vra vir die Here, gebruik my. Here, laat ek in die diens staan. En dan gee die Here vir jou 'n taak en bevraagteken ons dit. Nee, maar Here, dis nie die plan wat ek gehad het nie. Here, my plan was gewees om voor duisende mense te preek. En dan sê die Here vir jou, dalk moet jy voor 50 mense preek. En daai 50 mense gaan 'n groter impak as 1000 mense hê. Vir my gaan dit daaroor, julle en ek het hierdie week hierdie les weer eens geleer. Dis merkwaardig hoe die Here partymal met ons praat, want ek skryf hierso neer, ons moet nie God bevraagteken nie, ons moet net doen. Hy hoef nie homself aan ons te verduidelik nie. Ons wil partymal hê die Here moet homself aan ons verduidelik, so asof ons 'n gelyke is. Die Here gee vir jou 'n taak, die Here sê vir jou doen 'n ding, en dan sê jy vir hom, nee, maar wag nou eers, verduidelik dit aan my. Ek soek 'n verduideliking, ek eis dit by u, so asof hy ons iets verskuldig is. Weet julle, ek sit hierdie week self in 'n posisie wat nie 'n lekker posisie is nie. Ek is deur 'n tawwe week gewees hierdie week, en ek sê vir Simon, hierdie goeders maak nie vir my altyd sin. Maar ek hoef God nie te bevraagteken nie, want God is perfek. Sy uitweg is perfek en sy wil is perfek. Wat ook al God vir my wil hê, is wat God vir my wil hê. Ek moet net eintlik, in die mooi Afrikaanse woord is, ek moet net my bek hou en doen wat die Here vir my verwag om te doen. Ek hoef hom nie op elke hoek en vraag te bevraagteken nie. God soek mense wat bereidwillig is. Weet julle wat vir my so mooi, as ons gaan kyk na hierdie seënwens, hierdie groet wat Paulus hierso skryf, wys dit vir ons dat God se werk word nie net deur predikante gedoen nie. Dit word gedoen deur mense wat hom wil dien, mense wat hulle tyd wil gee, mense wat bid, mense wat ondersteun en mense wat getrou is. Julle, dis almal van ons. Ons sit partymal hier, dan dink ons maar dit is die predikant se job, dit is nie. Die Here wys vir ons, is almal se werk. Ons het dalk nie almal dieselfde bediening nie, julle, maar ons almal het 'n bediening. Ons almal het 'n doel, en hier sit ek, die vraag is nie, hoe groot is my bediening nie, maar die vraag is ek getrou aan die bediening wat God aan my gegee het? Is jy getrou aan die klein goedjies? Daar's 'n teksvers wat dit sê, kan ek jou vertrou met die klein goed, want as ek met die klein goedjies kan vertrou, kan ek jou dalk met die groter goed ook vertrou. Maar dan gee die Here vir ons hierdie klein goedjies, en dink ons nie, maar dis nie wat ek wil doen nie. Weet julle, ek het op 'n tyd by Modder B gaan bedien, en gedink, Here, dis nie wat ek wil doen nie. Maar dit is waar die Here my op daai oomblik wou gehad het, en weet julle, dit is wat ek gedoen het. Weet julle, 'n simpel ding. Ek gaan soek 'n illustrasie wat hierdie kan wys. En dit sê, gaan dink aan 'n horlosie. Hoeveel stukke en goedjies het 'n horlosie in? Al een stukkie uit. En dan hele horlosie werk nie meer. En dis presies wat God vir ons sê. Elke gelowige, elke kind is vir hom belangrik in sy bediening. Of jy 'n groot taak het of jy 'n klein taak het, in God se bediening is dit belangrik. Hy kan jou gebruik, julle, en luister gou vir my mooi. Die vyand gaan jou verlede teen jou gebruik. En die vyand gaan vir jou sê, soos Moses, maar jy kan nie eers praat nie. Die Here was jou verlede skoon.
Jy's 'n nuwe mens. Jy's 'n nuwe kind in God en weet julle wat vir my so mooi? Jou verlede kan dalk juis wees wat die Here nodig het om mense te bereik. Ek kan vir julle sê my verlede gebruik ek vandag hoeveel keer. Ek is nie noodwendig trots op die goed wat ek gedoen het nie, maar weet julle ek het daai goed gedoen op 'n tyd, maar ek kan vandag vereenselwig met mense wat dit doen. Ek was ook op 'n tyd die dronkste ou op die parties gewees. Ek was ook op 'n tyd die ou wat net raak gesien wou word en weet julle al skaam ek myself miskien vandag vir dit, gebruik die Here dit in my bediening. Hy gebruik nie perfekte mense nie, want ons hoef nie perfek te wees nie, want hy is perfek. Dis al wat ons nodig het. Weet julle, hy gebruik jy soms die ergste mense. Want die ergste mense weet hoe dit voel om daar te sit. Hy gebruik soms die mense wat op die voorstoel van alkoholisme gestaan het, om ander mense te help wat op die voorstoel van alkoholisme staan. So moenie laat jou verlede jou toekoms bepaal nie, want God sal jou toekoms bepaal. En weet julle nou die kosbare gedeelte, hierdie volgende gedeelte in Romeine is baie belangrik. En verskoon my, want soos ek vir julle sê, ek 'n bietjie rowwe week gehad. Hierdie Satan is lustig. Romeine 16 vers 17 tot 20. En ek vermaan julle broeders, hou hulle in die oog wat tweedrag en aanstoot veroorsaak teen die leer wat julle geleer het en vermy hulle. Want sulke mense dien nie ons Here Jesus nie, maar hulle eie buik en hulle verlei deur hul vriendelike en mooi woorde die harte van die eenvoudiges. Want julle gehoorsaamheid het algemeen bekend geword, daarom verbly ek my oor julle en ek wens dat julle wys mag wees teenoor wat goed is, maar onskuldig teenoor wat sleg is. En die God van vrede sal die Satan spoedig onder julle voete verbrysel. Die genade van ons Here Jesus Christus sy met julle. Amen. Nou hier kom hierdie waarskuwing van Paulus af. En hy sê pas op vir die valse leraars. Nou ek het 2 teksverse vir jou nie uitgehaal. In Jeremia 14 vers 14 gaan ons sien dat hierdie valse leraars is al amper so oud soos die Bybel. Dis nie 'n nuwe ding nie. Dis nie 'n nuwe verskynsel in die hedendaagse kerk nie. Jeremia 14 vers 14. En die Here het vir my gesê, die profete profeteer vals in my naam. Ek het hulle nie gestuur en hulle geen bevel gegee en met hulle nie gespreek nie. Hulle profeteer julle 'n leengesig en nietige waarsêry en bedriegery van hulle hart. Bietjie verder en sê die Here hulle gaan omkom as gevolg van dit. Matteus 7 vers 15. Nog 'n waarskuwing. Maar pas op vir die valse profete wat in skaapsklere na julle kom en van binne roofsigtige wolwe is. Christene moet waaksaam wees. Want valse leraars en verdeeldheidsaaiers gebruik dikwels aantreklike woorde. Hulle klink nie altyd vals nie. Hulle gebruik mooi woorde en as jy gaan dink, dit is hoe mense gewoonlik jou vang. Hulle gebruik mooi woorde, hulle gebruik mooi taal, maar hier sê dit vir ons pas op. En dan verwys Paulus hierso na Genesis toe eintlik en hy sê, moenie worry nie. Die Satan is reeds oorwin, maar jy moet weet sy agente is nog steeds doenig. Nou wat vir my uitstaan van hierdie gedeelte is, jy moet nou besef, Paulus is hierso besig met 'n mooi afsluit van sy brief. Hy sê vir die mense, dankie vir julle diens, ek is lief vir julle, ons gee mekaar 'n kus, en ewe skielik, dan raak hy baie ernstig. Ewe skielik gaan hy van hierdie liefdevolle noot af na baie ernstige noot toe, want Paulus besef weer eens, van wat 'n kardinale belang dit is, dat die gemeentes beskerm moet word, teen die valshere wat in kerke inkruip. Hy besef, ons moet versigtig wees vir vals leraars, maar so ook vir die mense wat verdeeldheid veroorsaak in kerke. En hy sê vir hulle, hoorie, julle luister nou vir my baie, baie mooi. Sulke mense is in ons midde. Sulke mense is deel van die kerke, maar ek vra vir julle een ding en een ding alleen, vermy hulle. Moenie eers jou tyd op hulle mors nie, moenie aan tafel met die mense sit nie, want hulle is hierso. So ek vra vir julle, die Engelse Bybel sê dit eintlik so mooi, mark and avoid. Merk hom en sê, ek bly weg van jou af. Want jy is nie 'n kind van God nie, maar die woord sê vir ons, hulle kom met vriendelike en mooi woorde, en hulle vang soms die harte van die eenvoudiges, julle moenie die eenvoudige wees nie. Want dit sê vir ons so duidelik hierso, dat hulle dien nie die Here Jesus Christus nie. Nou as jy nie die Here Jesus Christus dien nie, wie dien jy? Dan dien jy die Satan.
Ons het een van twee. Jy is of 'n kind van God, of jy is 'n kind van duisternis. En Paulus sê, pas op vir hierdie kinders van duisternis, want hulle is tussen julle. Hulle gebruik vleitaal, hulle praat mooi, hulle verdraai die waarheid net 'n bietjie. En dan besef ons weer eens, hoekom is dit so belangrik dat ons woord ken? Hoekom is dit so belangrik dat ons skrifte ken, dat ons dit kan toets wat die mense vir ons sê teen die woord? Want hulle is hier. Hulle wil verdeeldheid en tweedrag veroorsaak tussen kinders van die Here. Maak en avoid them. Sê vir 'n ou, jy is vals. Gaan nie my ore aan jou uitleen nie, want jy is nie van die Here af nie. Dis 'n baie ernstige waarskuwing. Maar weet julle wat is die probleem? Ons dink die gevaar kom net van buite af. Dikwels sit die gevaar op hierdie stoele saam met ons. Dikwels is die gevaar van binne af. Julle weet daar so 'n leerstelling en as hier so iemand is wat 'n vrymenselaar is, verskoon my. 'n Vrymenselaar sê hierdie ding, divide and conquer. Kom ons verdeel hulle sodat ons hulle kan oorneem. Die vyand gebruik dieselfde taktiek in kerke. Kom ons verdeel die kerk sodat ons hulle kan oorneem. Kom ons kry die boeties en sissies om so met mekaar te beklei dat ons valshede kan inbring, want 'n kerk wat verdeeld is, het nie 'n boodskap vir 'n wêreld wat reeds verdeeld is nie. Die vyand soek nie ons in eenheid nie, want 'n kerk wat in eenheid is 'n gevaarlike kerk vir die vyand. 'n Kerk wat in eenheid is 'n kerk wat uitgaan en die evangelie gaan verkondig, want ons toos nie met mekaar nie, want ons kyk na die groter prentjie van die evangelie. Hoekom dink julle wil die vyand so graag verdeeldheid in kerke hê? Hoekom dink julle wil hulle so graag hê ons moet aan mekaar se keelgate wees? Want dit is die maklikste manier om 'n kerk uit mekaar uit te skeer. Kom ek doen dit van binne af. Ons moet eintlik ophou fokus op dit wat buite aangaan. En ons moet begin kyk wat in ons midde aangaan. Kom ons begin die wolwe te identifiseer, want besef een ding, 'n wolf in skaapsklere lyk nie soos 'n wolf nie. Want hy's in skaapsklere. Hy sit daai mombakkies op. Hy praat mooi, hy gebruik net die regte woorde. Hy sê net die regte goeders. Maar verdeeldheid saai hy. Sy vals leer saai hy. Hy mislei mense en hy verdraai die evangelie. Vers 18 sê vir ons, want sulke mense dien nie ons Here Jesus Christus nie, maar hulle eie buik. Hulle dien hulle self. Hulle is kinders van die duisternis. Hulle lyk geestelik en hulle praat mooi, maar hulle harte is ver van die Here af. Hulle is nie wedergebore kinders van God nie, al probeer hulle baie hard so voorgee. Al sê hulle die regte ding, die Here sê hulle gee vir my die lippetaal, maar hulle harte is ver van my af. Weet julle, in die Griekse woord vir mislei hierso dui op mense wat deur verleiende woorde ander verlei. Ek sê vir julle goeders waarvan julle hou, en weet julle baie keer wat hulle doen is, hierdie hartsbegeertes, hierdie vleeslike begeertes wat ons het, is waarop hulle ag staan. Hierdie goed wat ons so graag wil hê, wat nie van die Here af is nie, maar wat die vlees bevredig, sal hulle gebruik. En hulle sal nie noodwendig openlike leuns gebruik nie, hulle verdraai die waarheid net 'n bietjie. En dis wat hulle gevaarlik maak. As jy nie jou skrif ken nie, as jy nie 'n woord ken nie, gaan hulle jou verlei. Ons moet een ding besef, julle, nie alles wat Christelik klink, is Bybels nie. As dit teen die woord van God nie getoets kan word nie, draai jou oor van dit af weg. As dit kom by sekulêre goeders, as dit kom by, maar dis hoe ek daaroor voel. As dit kom by, maar die Here het dit vir my gesê, as sy skrif dit nie bevestig nie, die Here het dit nie vir hom gesê nie. Want God is nie 'n God wat sal lieg nie. Hy is nie 'n mens nie. God se woord sal sy woord bevestig. Julle, die grootste gevaar in kerke is nie openlike vyandskap nie. Maar die gevaar is die waarheid wat is die valsheid wat homself vermom as die waarheid. Ons moet begin onderskei en alles gaan toets teen die woord. Elke kerk sit met twee gevare. Die een is die vervolging wat van buite af kom, en die ander een is die misleiding wat van binne af kom. Die misleiding van binne af maak baie meer skade as die teenkanting van buite af. Ek kan julle vandag een ding hierso beloof as 'n predikant wat hier voor staan. Ek het al meer kritiek gekry van hierdie geleedere af as van buite af. Ek word meer vervloek uit die kerk uit self as mense buite die kerk. Ek word meer beskinder deur die mense in die kerk as die mense buite die kerk.
Weet julle hoe hartseer is dit vir my? Die mense wat jy sal dink op jou gaan trap, is eintlik dies wat partymal meer eerbied toon vir die God wat jy dien as mense wat in die kerk sit. Dis hartseer, maar dis 'n realiteit. Want die wolwe sit tussen ons. Nou gaan ek gou vir julle een ding sê. Die dag toe ek hier oorneem, toe sê ek vir julle, ek sal uit my pad uitgaan om my skape te beskerm. Die skape wat die Here in my hand gesit het, want dit is 'n groot verantwoordelikheid. As jy 'n wolf in ons midde is, ek sal vir jou hier uitjaag. Ek sal jou publiek hier uitjaag as ek moet, maar ek gaan vir jou hier uitjaag. Luister vir my vandag, ek gaan eendag verantwoording doen vir die skape wat die Here in my hand gesit het. Jy wat 'n wolf is, ek sal jou eien, ek sal jou uitwys, en ek sal vir jou hier uitjaag, en dis wat God van my verwag. Dankie. Prys die Here vir dit, want op die einde van die dag, stel hy nie herders aan, om die mense se ore te streel nie, hy stel herders aan, om sy skape te beskerm. My werk is om God se skape te beskerm, wat hy my toevertrou het. En hoor my vandag, jou wolf wat jy sit, jy sal dit hoor, ek sal jou eien, ek sal jou uitjaag. Want ek gaan eendag voor God staan. Hy verwag dit van my. Want julle is kosbaar vir God. Die laaste gedeelte, Romeine 16, vers 21 tot 27. Dis wat nie gehoor het nie, die mense hier se ja geloof. Timotheus, my medewerker, groet julle. En Lucius en Jason, ek neem maar dis Jason, ek wil nie sê Jason nie, dit klink nie reg nie. En Susie Pater, my stamgenote, ek Tertius, wat die brief geskryf het, groet julle in die Here. Gaius, my gasheer, en ook van die hele gemeente groet julle. Erastus, die penningmeester van die stad, en die broeder Quartus groet julle. Die genade van die Here Jesus Christus sy met julle almal. Amen. Aan hom dan, wat magtig is om julle te versterk, volgens my evangelie en die prediking van Jesus Christus, ooreenkomstig die openbaring van die verborgenheid wat eeue lank verswyg is, maar nou geopenbaar is deur die profetiese skrifte, bekend gemaak is onder al die heidene, volgens die bevel van die ewige God, tot gehoorsaamheid van die geloof. Aan die alleen wyse God, aan hom die heerlikheid, deur Jesus Christus, tot in ewigheid. Amen. Dit is vir my so 'n mooi manier om 'n brief af te sluit. En julle sal besef, ons seëngroet kom nogal uit hierdie uit. Nou in hierdie verse groet Paulus al hierdie Romeine wat oorgebly het, en julle sal vind Timotheus is een van sy hartsmense gewees. Een van die ouens wat baie diep in sy bediening was, 'n kollega van hom was. En dan sal julle ook sien 'n ding wat baie mense uitwys is, maar Tertius hierso sê, hy groet die mense wat die brief geskryf het, maar baie keer wat gebeur het is, hulle sou mense gekry het om briewe vir hulle te dikteer. So, Paulus sou vir hom gesê het, jy skryf die brief, maar as ons steeds Paulus se woorde. So, moet nou nie dink as iemand anders nie, dit is nog steeds Paulus wat die brief geskryf het. Hy het net iemand anders gebruik. Dis so goed soos ek vra vir Simon, hy tik gou vir my brief vir die kerk. Dis nog steeds my brief. So, hierdie Gaius wat hulle hierso aanwys, was waarskynlik 'n welgestelde man, wat sy huis beskikbaar gestel het. En toe ek hierdie ding lees, toe dink ek, hoe baie keer is ons so geneig om nee, ek soek nie kerkmense by my huis nie. Ek soek niks kerkskoep by my huis nie. Ja, so, en nou dink ek, weet julle hoeveel van hierdie mense sien ons hier wat Paulus voor dankie sê, omdat hulle huise oopgestel en gesê het, bring die kerksmense na my huis toe. Kom ons kry 'n plek waar ons die Here kan dien. Nou soos ons ook in hierdie inleiding gesien het, is baie van hierdie temas wat hy reg deur Romeine gebruik hy in hierdie slot. En die mooi ding is, hy sê hierso vir ons, die evangelie was 'n verborgenheid, en dit was lank 'n geheim gehou, maar die evangelie wat op Jesus Christus fokus, is nie meer 'n verborgenheid nie. Dit is beskikbaar vir ons almal. Ons almal kan dit hoor, en weet julle wat is my so kosbaar, dis 'n profesie wat vervul is. Dis 'n profesie van die Ou Testament wat geskryf was oor die Messias wat kom, en hierso is hierdie profesie vervul. Nou wat vir my kosbaar is van hierdie laaste gedeelte is, hy gee hierdie heiligheidsgeskiedenis, en hy gee dit vir almal deur, en hy sê, ek wil vir julle dankie sê. Dankie vir die geleentheid wat julle vir my gegee het om die woord van God uit te bring. Nou as ons na hierdie laaste stukkie gaan kyk van Romeine, sal ons sien dat Christendom is nie 'n solo sport nie. Christendom en om die woord uit te bring is nie een persoon se verantwoordelikheid nie. Dis die liggaam se verantwoordelikheid. Ons het mekaar nodig, want ons groei saam. Ons bemoei saam. Ons dra mekaar saam en ons bid vir mekaar saam.
Ons het mekaar nodig. Om die Here te dien nie by jou eie nie. En ek sê nou, die dag gister hier vir iemand, ek dink, ons is 'n liggaam van Christus. En jy kry soms 'n vergroeisel daar. Maar Here, ons is 'n liggaam. Ons moet saam die Here dien. Ons moet saam dinge vir die Here wil doen. Ons doen nie dinge vir die Here omdat ons gered wil word nie. Ons doen dinge vir die Here omdat ons gered is. Dis vir ons 'n absolute voorreg. Dis nie 'n reg nie. Dis 'n voorreg om die Here te kan doen. En weet jy wat vir my so mooi is, aan die alleenwyse God kom die heerlikheid toe deur Jesus Christus. So na 16 hoofstukke van diep teologie, eindig Paulus nie hierdie brief met homself. Hy eindig nie met die kerk nie. Hy eindig nie met mense nie, maar hy eindig met God. Ek sien soveel keer, en ek het dit al gereeld gesê, predikante wat die aansien vir hulle self wil hê. Kyk na my, vereer my, want ek is die een, en weet julle wat, hier is Paulus die perfekte voorbeeld. Hy vereer nie homself nie. Hy vereer nie die mense nie, want die eer kom God en God alleenlik toe. En dit is die doel van die evangelie. Die evangelie gaan nie oor die mens nie. Die evangelie gaan oor die God wat ons gered het. Julle, as ons bestaan ons vir God se eer. As ons werk ons vir sy eer. As ons aanbid ons tot sy eer. En as ons leef ons tot sy eer. Ons begin en ons einde gaan oor God. En dan sal ons sien tussenin gebruik God gewone mense om sy evangelie te gaan versprei. Jy hoef nie 'n teoloog te wees. Jy hoef nie 'n gegradueerde te wees vir die Here om jou te gebruik nie. Weet julle, al moet jy net die brief vat, sodat ander mense gered kan word. Nou om hierdie hele ding bymekaar te bring, sê ek hierso vir 16 hoofstukke het Paulus die groot waarhede van die evangelie verduidelik. Hy het eers begin met die mense sonde, toe God se broodnodige genade. Dan die regverdigmaking deur ons geloof en nie deur ons werke nie. Heiligmaking, die werk van die Heilige Gees. En dan het hy op die einde vir ons gewys wat ons God se plan vir Israel, maar toe ook vir al ons heidene. En hoe hy ons almal ingesluit het in sy plan van die begin af. Romeine 16 het nou vir ons gewys dat God se koninkryk nie deur supersterre gebou word. Moet asseblief nooit voel jy is nie waardig genoeg nie. Moet nooit laat die vyand deur middel van ander mense jou oortuig. Jy is nie waardig genoeg nie. God het jou waardig geag. As God vir jou 'n taak het, gaan doen dit. Julle, die vyand gaan jou verlede teen jou gebruik en ek beloof julle, hy doen dit met my gereeld. Nou, ek maak nie 'n moordkel vir my verlede nie, julle weet. Ek was rof. Ek was 'n gemors en ek erken dit. Maar weet julle, die Here het hierdie gemors gevat en gesê ek gaan hierdie gemors gebruik om my evangelie te gaan verkondig. As hy klippe kan gebruik om sy naam uit te roep, kan hy jou ook gebruik. Ek beloof jou vandag. Hy gebruik gewone mense wat toegewyd is en wat beskikbaar is. Al wat jy moet doen is en sê, Here, ek is hier. Gebruik my asseblief. Ons moet leer om in die woord te bly. Ons moet ons skrifte bestudeer. Dis kosbaar om 'n Bybel in jou hand vas te hou. Moet dit nie ligtelik opneem nie. Daar's mense in ander lande wat nie hierdie voorreg het wat ons het nie. En dan wil ek vir julle sê, elke liewe leerstelling wat jy ooit hoor, moet jy dit in die woord van God gaan toets. Moet nooit laat mense met dinge by jou kom wat die woord van God nie kan bevestig nie. Hierdie is op die einde van die dag die woord van 'n lewende God. Nou ek gaan vir julle sê wat vir my so kosbaar was, en by die einde sê Paulus vir ons, hy gaan sommer terug na Genesis 3 vers 15 toe, waar hy sê, die God van vrede sal die Satan spoedig onder julle voete verbrysel. Wat beteken, die Satan het nie meer hou vas oor jou. Die Satan is nie jou baas nie. Jou verlede is nie jou baas nie. God het jou vrygemaak. En glo vir my, julle, jy kan nie vryer wees as wat God jou kan maak nie. Julle weet in die sondeval, het die slang gedink hy het oorwinning gekry, en hier kom Jesus Christus, ons gaan nou dit herdenk. Hier kom Jesus Christus, en hy maak ons nuut. Hy betaal die prys wat ons verdien het om te betaal, so hy het die oorwinning vir ons verseker. Jy is 'n oorwinnaar in Christus. Weet julle, die vyand gaan jou nog aanval, hy gaan jou nog versoek, en hy gaan jou probeer mislei. Maar onthou een ding, en dit is dat sy einde is reeds bepaal. God het klaar vir ons gesê waar hy gaan opeindig.
Weet julle, en al lyk hierdie laaste hoofstuk net soos 'n lys van name, is dit eintlik 'n getuienis van God se genade. Hoeveel hy mense gebruik het, want elke mens se naam wat hier geskryf is 'n verhaal. Net soos wat ons elkeen wat hier sit vandag 'n verhaal het om te vertel. Ek is seker daarvan nie een van ons hier kan nie sê die Here se genade het jou nog nie iewers in jou lewe geraak nie. Die Here se hand is oor ons almal. Julle weet hy kan gewone mense gebruik om buitengewone goed te bereik. Ek het dit al vertel, ek het so 'n paar maande terug, en as ek sê 'n paar maande terug, ek dink Desember doen ek 'n begrafnis hier. En een van die mense wat hierso die diens bywoon, kom na my toe en sy sê vir my, jy gaan my nie glo nie. Ek moes nou my ma gebel het. Want ek sê vir haar, ma sal nie glo in wie se kerk sit ek vandag nie. En dit is wat die Here vir jou kan doen. Nie wie jy is nie, nie wat jy is nie. Vind jou identiteit in Christus. Jy's 'n nuwe mens. Jy's skoon gewas en jy's vrygekoop. Weet julle, jou naam hoef nie alom bekend te wees by mense nie. Solank jou naam net bekend is by God. As die Here Jesus Christus weet wie jy is, het jy genoeg. Jy het nie die mense se aansien nodig nie. Nou om hierdie hele boek vir ons alles mooi af te sluit. Gaan julle sien, Paulus het die boek Romeine begin met God en hy eindig hom met God. Alles tussenin het ons gewys hoe God sondaars gered, regverdig gemaak het deur sy genade alleen. Deur die hele boek Romeine is die fokus deurgaans op God en sy evangelie. Nou weet julle, Romeine kon kwaliek op 'n meer gepaste wyse geëindig het. Want God se heerlikheid behoort die tema van 'n Christen se lewe te wees. En die vreugde van ons harte. Jou leefwyse, jou menswees moet getuig van God en God alleen. Jy moet streef na die heerlikheid van God en wat hom behaag. Ek wil vir julle vandag met 'n laaste vraag los, na ons hierdie kosbare boek afsluit. Gaan jou naam eendag bekend wees by die Here Jesus Christus? Sluit asseblief met die oë. Liewe Here, Romeine is so kosbare boek en ek wil vir u baie dankie sê vir die geleentheid wat ons gehad het om oor die laaste paar maande deur hierdie boek te kon werk. Here, u evangelie te sien, u genade te beleef en te sien hoe u ons sondaar vuil mense skoon gewas het. Nie deur ons verdienste nie, Here, maar deur u genade. Here, ek wil vandag bid as ons hierdie boek afsluit, dat ons sal uitgaan en diensknegte van u sal word wat die waarheid gaan verkondig. Die mense daar buite sal bereik, Here, en dat ons sal teenstaan dat daar verdeeldheid in 'n kerk veroorsaak word. Here, ons moet 'n eenheid wees, want ons is een liggaam. Here, dat ons dit sal sien vir wat dit is en dat ons dit sal merk en sal vermy. Dat ons sal saam staan met 'n broederlike, lieflike kus, omdat ons omgee vir mekaar. Here, maar dat ons fokus altyd op u sal wees en op u alleen. Dat ons lewe sal wees 'n toonbeeld van 'n kind van God wat u gelukkig wil hou. Here, dat ons besluite geneem sal word met u. Dat ons uitweg sal wees wat u vir ons bepaal en dat ons dit nie sal bevraagteken nie, ongeag of ons daarvan hou of nie. Here, maar ek wil asseblief vandag vra dat al voel dit partymal of dit wat ons doen nie 'n groot impak maak nie, dan weet ons u kan enige omstandigheid gebruik. Enige ding en doen en late gebruik tot eer en verheerliking van u. Dat ons soveel mense daar buite kan gaan bereik met die kosbare evangelie. Here, ek dink nie ons besef altyd hoe nodig ons u het nie, maar dat ons daagliks op ons knieë sal gaan en nie net u sal dank vir die God wat u vir ons is nie, maar dat ons u sal dank vir die genade en die liefde wat u daagliks aan ons betoon. Here, mag ons in 'n eenheid kom, mag ons 'n liggaam wees, mag ons mekaar begin opdra in gebed. Mag ons mekaar begin bystaan, liewe Here. En ek wil vir u baie dankie sê vir elke boetie en sussie wat hier so sit vandag. Here, en my gebed is dat ons as skape sal staan voor u en dat ons die wolwe sal identifiseer en sal eien. Here, en dat ons hulle sal teenstaan en sal weghelp uit die skrif uit. En dis wat u van ons verwag. Here, dankie vir die kosbare en liefdevolle God wat u vir ons is. Dis my gebed in Jesus naam. Amen en amen. Nou ons gaan nou oorgaan na ons nagmaal toe. Nou vir dies wat my ken sal weet,
Ek is baie ingestel op nagmaal, want nagmaal is nie net 'n ritueel. Nagmaal is nie net 'n ding wat ons doen nie, en ek dink ons het nou in Romeine gesien, dat as dit nie vir Jesus se kosbare kruisdood was nie een van ons hier nie. Ons het nie die genade verdien wat die Here aan ons betoon het. Jesus Christus het die dood gesterf wat ons elkeen verdien het. So as ons aan hierdie tafel sit, sit ons aan hierdie tafel met eerbied. Want ons besef wat so groot opofferende prys dit was wat Jesus namens ons betaal het. En ek wil ook vir julle sê dat die tafel wat ons vandag aan gaan sit is net vir kinders van die Here. Hierdie is nie 'n tafel vir die wêreld. Hierdie is 'n tafel vir ons wat besef wat Jesus Christus aan die kruis gedoen het. Hierdie is 'n tafel vir ons wat weet dat ons nie Jesus Christus kruisdood gehad het nie, het ons almal tot niet gegaan. Nou, ek het vir ons een teksvers, ek het dit nou nie vir Tony gegee nie. In 1 Korintiërs 10 vers 14 sê dit: Daarom my geliefdes, vlug vir die afgoddiens. Ek spreek soos met verstandige mense, oordeel self wat ek sê. Die beker van danksegging, wat ons met danksegging seën, is nie die gemeenskap met die bloed van Christus nie. Die brood wat ons breek, is dit nie die gemeenskap met die liggaam van Christus nie. So hierso sê Paulus vir ons, eerstens vat ons hierdie beker uit absolute danksegging. En ons sê vir die Here so baie dankie vir daai bloed wat hy gestort het namens ons, wat ons skoon gewas het. En dan vat ons sy liggaam en ons breek, en ons deel in die gemeenskap van Jesus Christus. Here, dis 'n absolute voorreg en asseblief mag hierdie nooit 'n roetine word. Mag hierdie nooit 'n tradisie of 'n ritueel word nie, maar mag ons elke keer as ons aan die tafel kom sit, onthou wat Jesus Christus vir ons gedoen het. Mag ons elke keer wat ons aan die tafel kom sit, besef wie Jesus Christus is. Wat hy vir ons gedoen het, en ons het nou in Romeine gesien. Ook wie ons in hom is. En dan, hoe ons behoort te lewe tot hy weer kom. Ons kan nie op 'n Sondag die Here dien en van Maandag tot Saterdag weer in die wêreld terugval. As ons aan die tafel kom sit vandag, en sê ons vir God, ek is u kind. Ek is wedergebore. Ek kom sit aan hierdie tafel want ek weet wat u vir my gedoen het. Ek drink vandag hierdie wyn uit danksegging uit, want ek besef hoe kosbaar en hoe nodig dit vir my was. Ek deel vandag in dit wat u vir my gedoen het. Nie omdat ek verplig voel om dit te doen nie, en julle, ek sal nooit iemand wegwys van hierdie tafel. Nooit. Hierdie is tussen jou en die Here. En ek beloof julle, ek staan nie hier en kyk wie kom sit aan hierdie tafel en wie kom sit nie aan hierdie tafel. As jy voel jou saak met God is nog nie reg nie, maak jou saak reg. En kom deel in God se tafel. Niemand hoef dit te weet nie. Ek gaan nie vir jou sê, steek jou hand op en kom nou tot bekering nie. Jy kan nou met die Here praat. Jy kan nou vir die Here sê, Here, hierso is ek. Was my skoon. Here, ek wil u kind wees vandag. Want ek wil aan u tafel kom sit, want ek besef hoe kosbaar is hierdie tafel. Ek wil dit nie doen om die aansien van die mense te kry. Ek wil nie aan hierdie tafel sit, ons het nou net daarna gekyk, dat die mense om my dink, ek dien nie. Ek wil aan hierdie tafel kom sit, want my naam is bekend by u. U ken my, u weet wat ek is. Julle, hierdie is 'n absolute voorreg. Hierdie is deel daarvan, om die evangelie te gaan verkondig. Ek wil vir julle vandag vra, as jy nie seker is nie, maak jou saak reg. Dit hoef nie 'n publieke ding te wees nie, dit is tussen jou en die Here. Die Here ken jou hart. Die Here kyk na wat binne in jou hart aangaan. Jy het nou die geleentheid. Vra die Here asseblief, was my skoon, kom lewe binne in my, dat my lewe 'n toonbeeld sal wees van 'n kind van God. En ek wil nou vir julle sê, dit begin by 'n gebed, maar dit stop nie daar nie. Van hier af uit is dit 'n leefstyl. Dis 'n hele lewenswyse. Ek kan partymal 'n kleintjie doodsterf as mense 'n gebed hiervoor bid en dit is die einde. Die gebed is nie die eindstreep nie, dis die wegspringplek. Dis waar jou verhouding met God begin. So ons kom sit vandag aan hierdie tafel met bekering, met geloof en met dankbaarheid. En die mooiste een van dit, ons sit met hoop. Ons wat die Here dien, met 'n hoopvolle toekoms. Ons wat die Here dien, sit nie sonder hoop nie. So ek gaan vir julle vandag vra, kom sit aan hierdie tafel met absolute eerbied. Dank die Here vir dit wat hy vir jou gedoen het. So ek gaan vra asseblief vir Janiele om vir my voor te kom bedien.
Aangesien dewels nou so probeer afkyk, gaan ek jou sommer vra. En dan kom ek sit bietjie my swaar op die spot. Hy's mal oor om voor mense te staan. So Anton, jy kan sommer, jy en Nicolette kan heel voorkom staan, waar almal julle kan sien. Dan gaan ek vir Dani en Sonja vra, pastoor Dani en Sonja daar agter, hulle gaan nie voorkom staan, as iemand dalk met hulle wil gesels, voordat jy in die tafel kom sit, asseblief doen. Maar julle, dis 'n saak tussen jou en die Here. Ons doen dit tot nagedagtenis wat Jesus Christus vir ons gedoen het. As jy in jou hart voel, jy dien God, jy weet waar hierdie tafel gaan, asseblief kom sit aan hierdie tafel. Dank die Here en deel vandag in daai kruis. Dan gaan ek vir Thieukie vra om vir ons 'n liedjie op te sit, dat ek wil hê ons band. Sorry, ek het vergeet. Yes man, dit was 'n rowwe week. Michaela gaan vir ons 'n liedjie sing terwyl ons die nagmaal benut. So dankie Michaela.